Ek lees Lukas 15. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerders beswaar gemaak en gesê: hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis: sê nou, een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was, weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Of watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig tot sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou bymekaar en sê: wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Verder het Jesus gesê: daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê: pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot een keer en sê: my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oor genoeg kos. En hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom: pa, ek het teenoor God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense: maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en toe het ek hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord: u broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord: kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek opdrag van pa verontagsaam nie, en ek het vir pa en vir my pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom: kind, jy is altyd by my en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry.